is lekker om hier te wees. Ek moet vir julle sê, na die afkondiging, toe ek nou in die voorportaal, en toe ek terug inkom, dit was lekker om net te hoor hoe almal sing. Soos dit was, ons is 'n leergemeente vanoggend, maar ten spyte van dit alles, kon ek hoor almal se stemme en dit saam, en dit my regtig opgewonde gemaak. Kan ons net vir onsself 'n lekker handeklap gee? Nee, vir die Here, want ons sing tot eer van sy naam, en ek dink dit is lekker. Ek geniet dit, ek hoop julle geniet dit ook. En dis vir my 'n getuienis veral van hierdie feestyd. Kerstyd is lekker. Amen. Nee, ek dink ons kan beter doen as dit, nee. Kerstyd is lekker, right? Nee, dis rustiger. Ek kan sommer sien vanoggend toe daar vroeg 'n buzz met kinders en jong mense wat rondhardloop, en dis lekker, want almal is op vakansie. Okay, nie almal is op vakansie. Wie werk nog? Ekskuus, kan ek sien? Is daar nog so, ek is so jammer. Maar hou vas, byt vas. Ek dink dit is daarom nog steeds rustiger. En mense voel mense kan net so 'n bietjie afskakel, nee? En ek geniet hierdie tyd, ek geniet Kerstyd nog altyd verskriklik baie. Maar vandat my klein dogtertjie gebore is dit anders. Ek voel die fokus het heeltemal verander. Dit gaan nou, wat kan ek doen om vir haar Kersfees besonder te maak? Laas jaar was sy net 3 maande, maar ek het versiering in die dak opgehang, want ek wil net hê sy moet nou iets kan kyk, of net iets kan geniet, alhoewel sy nog eintlik nie 'n idee het wat gebeur het nie. Maar dis my kosbaar, en ek wil graag die opwinding, die pret en die vreugde daarvan oordra met Jesus by. En ek dink dit is regtig belangrik, geniet dit om te hoor hoeveel keer Jesus opkom in gesprekke by die kerk, by ons familiekeiers, tussen vriende, dat Jesus is werklik die fokus van Kersfees. En ek dink ons moet dit so hou, en ek wil graag, nie net Kersfees nie, maar ek wil graag Christendom, Jesus, die Bybel, ek wil hierdie opwinding moet in my kinders harte gekweek word vir die hele jaar. Nee, want dit stop nie nie, die vreugde stop nie. En hoekom dit vir my regtig belangrik is al was 'n tyd in my lewe wat Jesus maar vervelig was. En is jammer om dit so te sê, dit is ek herken nou my hart, maar as daar gestop word om oor Jesus te praat, of veral met Kerstyd, dan sê ek soos, ek weet dit moet gebeur, ek weet dit is belangrik, maar dit voel vir my so, Maar die dag toe ek my hart verander, toe ek induik in die woord, die waarheid soek daaraan, toe dit het totaal al anders geword. Ek het 'n opwinding gekry vir die woord. Enige tyd, altyd, as daar oor Jesus gepraat word, is daar opwinding wat ek nie kan beskryf nie. Daar's 'n excitement, en dit dra deur, dis lekker. Toe dit eweslik lekker geraak, as iemand sê Jesus, dan sê ek soos, yes, ek's daar, en ek gesels saam, en ek soos, ja, hierdie persoon gaan saam met my gesels, dit gaan nie net 'n monoloog wees nie, want soms, jy weet, dan praat jy oor Jesus nie, praat oor Christendom, maar die ander persoon weet nie regtig wat aangaan nie, so jy moet maar, ek weet al dit ervaar, dan voel jy moet maar self die gesprek aangaan, maar dis lekker, ek geniet die woord, en ek wil hê dit moet in my kinders se lewens oorgedra word, en ek dink dit behoort in ons lewens te wees, want ons is 'n wonderlike boodskap, ons is 'n mooi boodskap, 'n boodskap van vreugde en opwinding, en dit behoort nie by Kersfees te stop nie, dit behoort deur te dra reg deur die jaar, amen. En as ek so kyk na die skrif, veral na die apostels, Petrus was 'n baie interessante persoon. Ek weet nie of julle al opgelet het nie. Maar die dinge wat hy soms sê, hy was die regte pluggie in die klas. Altyd eerste om te antwoord. Ek wil sê voor op die wa, en soms, ek weet nie of ek mag sê, maar soms was hy regtig stupid. Julle, toe Jesus sy voete was, sê hy, nee, Here, in alle ewigheid sal U nooit my voete was nie. En toe verduidelik Jesus hom, toe sê hy sommer, okay, maar Here, was dan my hele lyf. En hy spring van die een ekstreem na die ander ene, en op die berg van verheerliking, sien hy vir Moses en Elia, en hy sê, kan ek vir julle tente bou? Maar hy's op, alhoewel dit soms, ek gaan nou weer sê, stupid is, en dit is nie wat hy moes doen nie, is daar gewilligheid. En ek sien in Petrus se hart 'n wil om Jesus tevrede te stel. Ek sien in sy hart dat daar's geen ander plek waar hy wil wees as by Jesus nie. En dit is die woorde waarop ek vandag wil fokus. Johannes 6 vers 68. En dis Petrus wat hier antwoord. Here, na wie toe sal ons gaan? By U is die woorde wat ewige lewe gee. Nee, Petrus het eintlik hier 'n retoriese vraag wat hy vra. Here, na wie toe sal ons gaan? Want daar is nie iemand beter nie. Daar is nie 'n beter plek as by Jesus nie. Okay, kom ons gee net 'n bietjie agtergrond oor hoekom het hy dit gesê. Waar kom hierdie frase vandaan?
dit begin eintlik by die vermeerdering van die brood en die visse. Ons almal ken die verhaal dat Jesus het 'n klompie volgelinge gehad, oor die 5000 mense, en Jesus sien hulle is moeg. Hy vra sy disippels, hoe gaan ons hulle voer? Hierdie mense moet kos kry, 'n lang reis gewees, 'n lang dag gewees, en hulle bring 'n jong ouetjie, en hy het 5 broodjies en 2 visse, en Jesus seën die brood en dit vermeerder. Nou, ek weet nie of julle ooit ingedink het hoe dit moes lyk nie, maar ek weet nie, het die brood net soos hergroei soos hy het gebreek het, so akedus se stert, of as hy het uit die mandjie uitgehaal, daar nie weer in 'n ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar 5000 mense het hy gevoed, met daardie 5 broodjies en die 2 visse. En dit is ongelooflik wat daar gebeur het. En nou, hoe dit gewerk het, presies weet ek nie, maar hier het daar mense gevoed, en daar 12 mandjies se kos oorgebly. Nee, nou, dit is die dag voordat Petrus hierdie gesê het, net so 'n bietjie konteks. En na hierdie, dit is so wonderlik, die mense wat Jesus gevolg het, wou hom toe dadelik koning maak. Maar is interessant, hulle wou hom met geweld koning maak. Nou, as iemand my met geweld koning wil maak, as ek nie wil koning wees nie, ek weet nie of julle saamstem nie, maar ek sou hom dalk so, as hy my die mag gee oor hom, dan mag ek hom dalk bietjie misbruik. Veral as dit teen my wil was, dan gaan ek dit natuurlik maak dat my moeite werd is vir my. Maar Jesus het geweet, hy is nie 'n aardse koning nie. Hy kom nie om vir hulle aardse voorsiening te voorsien nie. Hy kom vir iets soveel groter, soveel beter. En dis hoekom hy hulle geweier het. Maar ek moet sê, ek verstaan. Ek verstaan hierdie mense, ek verstaan hoekom hulle hom sou wou koning maak. Stel julle self voor, ons het 'n president wat met 5 broodjies en 2 visse 5000 mense kan voer. Dink julle nie, dit sal 'n klomp van die land se probleme oplos nie. Nee, dit sal wonderlik wees, en ek dink hulle het dieselfde gesien. Hulle het gesien, maar wow, as hierdie ou regeer, as Jesus ons lei, en hy voer ons, dan is daar soveel van ons probleme opgelos, soveel van ons bekommernisse is weg. Maar Jesus het 'n groter doel. Jesus het 'n groter missie. En hy het van hulle weggebreek, hy het sy disippels daai aand weggestuur op die skuitjie oor die water, en ek weet nie of julle weet nie, maar dit was die enigste skuitjie wat daar was. Die enigste bootjie, en die disippels is oor, en Jesus is op met die berg, hy het gaan bid tot God. En die aand, dit is daardie aand wat Jesus op die water geloop het tot by sy disippels. Hy loop tot by sy disippels en hulle vaar tot oorkant, toe die mense wakker word die volgende dag. Hulle het geweet, daar's net een bootjie wees. Hulle het geweet, Jesus was nie saam met sy disippels in die bootjie nie, en hulle het hom begin soek. En later aan toe die vissermanne van die ander kant af oorkom, toe vat hulle die bootjies, en hulle gaan soek hom aan die ander kant. En hulle vind hom toe. En dis hoe hierdie gesprek afspeel. So ek wil hê julle moet saam met my lees in Johannes 6. Hierso lees ons Jesus se interaksie met die mense wat hom toe gevind het. Dit verseker ek julle. Julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle die brood geëet het en versadig geword het. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, wat die ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God, die Vader, het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Dis daarom maar eenvoudig, né? So 'n eenvoudige boodskap, ons moet glo in Jesus. En hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Ja, ek dink, die audacity om dit te vra. Hulle het die vorige dag die brood van Jesus ontvang, wat Jesus die brood vermeerder het, 5 broodjies en 2 visse, 5000 mense gevoer. Ek dink dis teken genoeg. Hy het mense genees, gesond gemaak. Hulle het hom nie net gevolg omdat hy hierdie random persoon is nie. Hulle het gerugte gehoor van hom. Hulle het geweet hy het krag, nog steeds vra hulle vir 'n teken. Wat gaan u doen? Vra hulle. Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. En Jesus het geantwoord, dit verseker ek julle. Dis nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. En hulle sê toe vir hom, meneer, gee vir ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie.
Maar wat julle betref, en hierdie is my eintlik baie hartseer sinsnede. Ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Dit is so hartseer. Hulle het Jesus se wondertekens gesien. Hulle het hom agterna gejaag, hulle het gehoor hoe hy preek, maar al wat hulle soek, is die kos. Al wat hulle soek is nog brood, nog vis. En ek dink hierdie gesegde sommer baie mooi op. I'm so misunderstood that people misunderstand me even when I tell them I'm misunderstood. Nou, ek weet my vrou weet presies hoe dit voel. Nou, ek weet nie of daar nog vrouens is wat so voel nie, maar dis wat Jesus hier sê. Hy sê, julle verstaan nie, ek het vir julle gesê, ek het myself openbaar nie, ek het vir julle gewys, maar nog steeds verstaan julle nie. En die gesprek het aangegaan, ons gaan nou nie alles lees nie, want dit is 'n lang gedeelte, maar die gesprek gaan aan. Die gesprek gaan aan, Jesus herhaal gereeld, ek is die brood wat lewe gee, julle moet na my toe kom, julle moet deel hê aan my liggaam. En hulle verstaan dit nie. En hulle mis dit. Tot op so 'n punt, dat die meerderheid van hulle het omgedraai en weggestap, en Jesus nooit weer gevolg nie. Dit is 'n moeilike boodskap, 'n harde boodskap gewees wat Jesus geleer het, en hierdie mense draai om, en dit bring ons aan die einde, waar ons lees Johannes 6 vanaf vers 66, hieroor het baie van sy disippels omgedraai, huis toe gaan, en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir sy 12, wil julle nie ook weggaan nie? Dis daar maar bold, te vra, hoorie, wil julle nou ook maar weggaan? Nee, die bietjie wat oorbly, vra hy, wil julle gaan of gaan julle bly? En dis hier waar Petrus antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee, en ons glo vas, en ons weet dat U die heilige van God is. En hulle is hierop waar ons fokus vanoggend. Daardie hart, daardie hinkering, dat daar is nie 'n alternatief nie. Daar is nie 'n ander pad, of 'n ander persoon moontlik wat ek kan volg nie, want Jesus is die beste, Jesus is die enigste weg, ek kan nie my lewe indink, sonder hom nie. En dis wat ek sien in hierdie disippels se lewe, dis wat ek sien in Petrus se woorde daar. En hulle het geweet, niks en niemand op hierdie aarde vergelyk met Jesus nie. Daar's niemand wat vir hulle kan gee wat Jesus gee nie, en hulle aksies wys dit. Ons sien dit verder in Handelinge, na Jesus se opvaarding, toe die Joodse raad hulle gemartel. Hulle het hulle geslaan. Nou, elke keer dat ek dit lees, dan picture ek hierdie volwasse mans wat gebuk word en pak slaag kry. En dis nogal komies in my gedagte, maar ek weet nou nie hoe dit gebeur het nie, maar hulle is geslaan, hulle is verneder, en die apostels het van die raad af weggegaan, bly. Hulle was bly, dat hulle bevoorreg was, om ter wille van die naam van Jesus vernedering te lei. Die enigste manier hoe jy kan bly wees oor 'n pak slaaf, wat jy nie verdien het nie, is as jy weet, daar's iets beter as my voorlê. Om by Jesus te wees, is beter as enige iets in hierdie wêreld. Om by Jesus te wees is beter as die alternatief om op te hou sy naam verkondig. En Paulus sê dit soortgelyk, hy sê, al wat ek wens, die enigste ding wat hy wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ervaar, te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Dis die hart van die disippels. Daar was nie 'n ander alternatief as om by Jesus te wees nie. Daar was nie. En wat my wel skok, is daai disippels wat weggeloop het, daai volgelinge het dieselfde boodskap ontvang. Hulle het dieselfde wondertekens gesien. Hulle het van dieselfde brood geëet as die 12. Maar hulle reaksie is totaal en al anders. Hulle verwerp vir Jesus. Waar sy 12 lê hulle lewe neer vir hom en volg hom tot in die dood. En dis waarop ek vanoggend wil fokus, is net, hoe kan ons harte beskerm om nie weg te draai? Daar's 4 groot redes, is 5 groot redes, hoekom die mense hulle rug gedraai het op Jesus. Hoekom daai boodskap vir hulle te moeilik was in daardie tyd. En ons gaan vinnig kyk na daai redes, maar gaan fokus op, hoe kan ek my hart voorberei, om nie in dieselfde struik te trap nie, om nie my rug te dra op die Here Jesus, wanneer die boodskap moeilik raak nie. Wanneer die lewe dalk moeilik word nie.
Maar hoe kan ek dieselfde aksie hê, dieselfde hart kweek as Petrus en Paulus? So die eerste punt op die raamwerk is soek Jesus in alles. Nou, ek weet nie of julle al die gesegde gehoor het nie, maar hulle sê, moenie die duiwel agter elke bos gaan haal nie. Wie het hom al gehoor? Nou, ek wil nou ook nie die teendeel sê om Jesus agter elke bos te gaan soek nie. Dit is nie alles super vergeestelik nie. Maar dit gaan hier oor wat Jesus leer in Matteus 5 vers 17. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Jesus het gekom om die wet en die profete hulle volle betekenis te gee. Die Ou Testament, die profete, die wette, die stories, alles is net 'n voorskadu van Jesus wat sou kom. Alles wat ons lees in die Ou Testament, kry die volle betekenis daarvan in Jesus. En ons sien dit ook hierso met die vermeerdering van die brood. Ek bedoel, die mense vra vir 'n teken en hulle is slim genoeg om hulle vra vir die teken van die manna. Soos ons voorouers het manna gehad, Jesus het vir hulle brood gegee. Iets soortgelyk. Die Here het vir hulle voorsien in die woestyn deur elke dag manna uit die hemel uit te laat val. Maar die ding is hulle het geëet en dan het hulle weer honger geword. Dis hoekom hulle elke dag moes kry. Behalwe op die Sabbat, hulle moes die dag voor die Sabbat 'n dubbele porsie optel sodat hulle genoeg het om dan te eet. En dieselfde hier, Jesus het die brood vermeerder, maar die volgende dag gaan hulle weer honger wees. Maar hier's 'n groter betekenis. God voorsien die brood. Hy het aan hulle fisiese behoefte voorsien, maar hy voorsien ook aan die geestelike behoefte op 'n soveel wonderliker manier as die brood. Hy vergewe ons sondes. Hy is genoeg om vir ons elkeen verlossing te bring. Maar hierdie mense wat hulle rug gedraai het op hom, het nie die dieper koneksie gemaak oor die verlossing nie. Hulle het die wonderwerk misverstaan en net vasgekyk in die fisiese brood, in die fisiese voorsiening, en daarom mis hulle die dieper betekenis. En dis hoekom vir my belangrik is, ons moet Jesus gaan soek, veral in die skrif. Alles in die skrif het 'n lyn, word deur Jesus saamgehou. Hy is die sentrale punt. Hy is die fokuspunt. Hy gee alles die volle betekenis. Amen? Ons sê, Johannes 6 vers 35 sê hy, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Nee? Hy praat nie hier van 'n fisiese honger en 'n fisiese dors nie. Hy praat hier van die verlossing, van ons vergifnis. Hy is genoeg om ons te kan verlos, om ons sondes te kan vergewe. En dit bring ons dan by punt nommer 2, wat hand aan hand loop met hierdie, maar maak jou skatte in die hemel bymekaar. Hierdie is niks niets nie, ons ken die vers, Matteus 6 vers 19 tot 21. Moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie, waar mot en roes dit verniel en waar die diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nee. As ek fokus op die aardse dinge, ek dink wat Jesus hier baie mooi beklemtoon, is enige iets op aarde vergaan, dit verniel, dit verweer. As ek vandag eet, môre is ek weer honger, of al vanmiddag of vanaand al, die tieners net nou, maar niks op aarde hou nie. Dit kom tot 'n einde, maar dit wat ek het in die Here Jesus, dit wat ek nastreef in sy koninkryk, dit het ewigheidswaarde. Mot en roets gaan dit nie verniel nie. Dit kan nie gesteel word nie. Dit is genoeg. En dit gaan oor waar lê ons hart. In Johannes 6 vers 27 sê Jesus dieselfde. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Jesus gee vir ons die ewige lewe. Ek moet hom nastreef, dit wat ewigheidswaarde het, en nie vashou aan die dinge hier op aarde nie. Want waar my skat is, dis waar my hart ook gaan wees. En ek dink die groot ding hierso, die mense wat hulle rug gedraai het op Jesus, het weer eens net die kos gesoek. En julle, ek dink regtig dit sou wonderlik wees om 'n koning of 'n president te hê wat vir 5000 mense so maklik kan kos gee. Wat so mooi kan voorsien.
Maar weer eens, Jesus het gekom met 'n groter taak in gedagte. 'n groter en 'n beter missie, om ons te verlos van die ewige dood. Om vir ons die ewige lewe te gee, wat nie begin die dag wat ek sterf nie, maar die dag wat ek my lewe vir hom gee, dis wanneer die ewige lewe begin. En is dan al wat ek ten volle vir hom kan leef, en sy krag en liefde en genade kan ervaar. Amen? So kom ons fokus nie op die dinge van die aarde, wat kan roes, kan gesteel word en vergaan nie. Kom ons lê ons lewe neer en streef vir dit wat ewigheidswaarde het in sy koninkryk. Dan punt nommer 3, ontvang Jesus se verlossing. En ek wil spesifiek fokus lê op die woord ontvang daarso. Ontvang Jesus se verlossing. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Ons ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons moet in hom glo, ons moet hom ontvang. En Jesus het die teologie van die tyd baie hard aangevat daarso. Want hulle hele teologie is gebaseer daarop dat ek moet my verlossing verdien. Ek moet die wette onderhou sodat ek die ewige lewe kan hê. Ek moet reg doen en my offers bring en die feeste hou soos wat dit voorgeskryf word. Maar Jesus kom sê iets heeltemal anders. Hy sê ontvang my. Ek is die brood wat die ewige lewe gee. Want as hy eet my, nie fisies eet nie, maar ontvang my verlossing. Ontvang my vergifnis. Dis die enigste manier hoe jy die ewige lewe kan kry. En die mense in daardie tyd, mense wat nie saamgestem het met sy teologie nie, het hulle rug op hom gedraai. En hulle het die onmoontlike probeer aanpak om hulle eie verlossing te probeer verdien. Maar Jesus maak dit baie duidelik hierso, dit is nie hoe ons dit doen nie. En Johannes 6 vers 51 lees ons, ek is die lewende brood. Julle sal hoor, dit is 'n herhalende tema wat hier deurkom. Jesus het dit 'n klompie keer herhaal in Johannes 6. Dis 'n punt wat hy baie duidelik probeer maak, maar die mense het nie gesnap nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Nou, Dominee Johan het donderdag gepraat oor die vers wat Paulus aangehaal en hy sê dit pla my nie om dinge te herhaal nie, want herhaling lê vas, dit gee sekerheid. En hierdie is 'n ding wat ek dink baie gereeld van die kansel af behoort gesê te word. Hierdie is 'n ding wat behoort in ons lewe deur te kom, in ons woorde, tussen ons vriende, tussen ons familie, tussen ons kollegas, oral. En dit is die evangelie, dis wat Jesus hierso sê. Hy sê, ek lê my liggaam neer. Ek lê my lewe neer, ek sterf vir jou sonde. Ons almal ken al die storie. Maar dis waaroor dit gaan. My sonde las, my sonde skuld, dit wat ek teenoor die Vader gesondig het, is te veel vir my om te dra. In my lewe kan ek nie opmaak vir dit ek gedoen het nie. Ek kan dit nie verdien om in die hemel te kom nie, slegs deur Jesus se kruisdood. Slegs deur sy verlossing, sy vergifnis te aanvaar in my lewe, kan ek die ewige lewe saam met hom geniet. En dis wat Jesus hier vir hulle sê. Ek is die brood wat lewe gee. Ontvang my, sodat julle die manna ontvang het, sodat julle die brood wat ek vermeerder het, geëet het, ontvang my vergifnis. Dit is verniet. Dis beskikbaar vir almal. Dis nie, ons kan dit nie verdien nie. Ek betaal die prys. Dis waar dit begin. En ek dink wat vir my so wonderlik is, as kyk na die vermeerdering van die brood, is met 5 broodjies en 2 visse. Het hy 5000 mense gevoer, en daar het meer oorgebly as hulle mee begin het. Daar 12 mandjies se brood oorgebly. En net soos daai een mandjie kos 5000 mense kon voer, so is die opoffering van een man, van die seun van God, is genoeg vir almal. Dit is genoeg vir my, dit is genoeg vir jou, en daar's wat oorbly. Daar's meer. Dit raak nie op nie. Want dit is God. Dit is sy seun.
En dis waar ons fokus moet wees. En die vraag wat ons moet vra is, het ek al die brood wat lewe gee aanvaar? Het ek sy vergifnis al myne gemaak? Die prys wat hy betaal het aan die kruis, dis waar ek begin. Het ek sy vergifnis aanvaar vir my lewe? En julle, ek hou van die Kerstyd. Ek het nou nie die Kersboodskap gebring nie, so ek bring Kersfees nou in soveel as te kan. Maar ek hou van hierdie tyd, veral na Kersfees, want Kersfees is so 'n ideale geleentheid. Jesus word soveel klem opgelê in hierdie tyd, dat dit bring ons net weer terug oor waaroor gaan dit regtig? Waar het dit begin? By die krib en dit lei tot by die kruis. Dit sê maar, dis nie die einde van die jaar, maar is nog nie laas in die Kersfees, is 'n week voor die einde van die jaar. En ek dink dit is 'n ideale tyd, hierdie week, tussen Kersfees en Nuwe Jaar, om net weer 'n bietjie introspeksie te doen. Wat maak ek? Wat het ek in 2025 gemaak met die brood wat Jesus my gee? Met die brood wat lewe gee? Het ek sy vergifnis myne gemaak? Het ek die beste gemaak met dit wat hy my gee? Maar dan ook verder, wat gaan ek daarmee maak in 2026? Kom ons kry onsself gereed om 2026 in te gaan met die regte gesindheid en nie dan eers ons gesindheid reg te maak nie. Daar's nog 'n paar daaroor. Kom ons maak seker hierdie brood wat lewe gee, het ek aanvaar en ten volle myne gemaak. Amen. Dit bring ons by die laaste een. Erken Jesus se gesag in my lewe. En ek dink hierdie is seker die belangrikste. In Markus 9 vers 7 is Jesus op die berg van verheerliking saam met Petrus, Johannes en Jakobus. En daar het 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom: dit is my geliefde seun. Luister na hom. Dit begin by ons wat Jesus se vergifnis ontvang. Dis waar dit begin. Maar dan moet ek sy gesag in my lewe aanvaar. En hierdie was 'n groot struikelblok vir hulle gewees in daardie tyd. Nee, want die Jode in Johannes 6, as jy verder lees, hulle het begin mor omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. En hulle het gesê, maar is dit nie Jesus, die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa, ons ken mos sy ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? En omdat hulle sy aardse ouers ken, verwerp hulle alles wat hy sê, en erken hulle nie sy gesag in sy lewe nie. Hulle vergeet van die wonderwerke wat hy gedoen het, hulle vergeet van die brood wat hy vir hulle gegee het, die vis wat hy vermeerder het, en hulle verwerp wat hy sê. En hulle mis uit op die wonderlike verlossing, die brood wat lewe gee, omdat hulle nie sy gesag erken nie. En ons moet waak daarteen. Want ons het nou die reeks klaar gemaak, wie is die regte Jesus, en ek het baie van die reeks gehou. Jesus is nie meer die baba in die krib nie. Jesus is nie meer die seentjie wat die rabbies leer in die tempel nie. Jesus is nie meer net 'n leraar wat mooi dinge leer nie. Hy is nie meer net hierdie man wat wonderwerke doen nie. Hy is nie meer 'n heilige en perfekte offer aan die kruis nie. Dis nie al wat hy is nie. Hy is nie net die man wat opgestaan het uit die dood nie. Hy is nou verheerlik. Hy sit nou aan die regterkant van God. Hy is almagtig. Hy is liefdevol, hy is genadig, hy het die krag, hy het die mag. Hy het die gesag. En of ek dit nou glo of nie, of ek nou glo of Jesus geleef het, gedoodgaan het en opgestaan het, dit verander nie in die feit dat hy wel geleef het, doodgaan en opgestaan het nie. Maar wat wel 'n groot impak in my lewe het, is erken ek hom as die Heer in my lewe. Is ek gehoorsaam aan hom? Luister ek na dit wat hy sê? Of verwerp ek sy boodskap, soos die mense wat hom net gesien het as nog 'n mens? En dit is die vraag wat ek julle mee wil los, veral vir 2026. Jy weet, met die reeks het ons die video's gemaak, wie is Jesus vir my? En julle, Jesus is liefdevol, hy is ons vriend, hy is ons verlosser, maar ek wil jou wel vra, was hy in 2025 jou Heer? Was jy gehoorsaam aan hom? Maak nie saak wat die antwoord is nie. Wat wel saak maak, is wat gaan hy vir jou wees in 2026?
Gaan hy jou Heer wees? Of gaan jy hom verwerp? Kom ons sluit die oë. Ag Hemelse Vader, dankie vir u opoffering op die kruis. Here, dat u aarde toe gekom het as 'n nederige kindjie in 'n krib. Here, dat u u lewe toegewy het aan ons en neergelê het sodat ons die ewige lewe kan hê, Here. Dankie dat u die lewende brood is wat die ewige lewe gee. En ek bid Vader vir elke persoon hier vanoggend. Ek bid Vader dat ons dieselfde hart sal kweek as Petrus, as Paulus en die ander apostels, Vader, dat daar nie 'n ander alternatief sal wees in hierdie lewe as om u te volg nie. As om by u te wees en u te gehoorsaam nie. Here, dit maak nie saak of die pad moeilik raak of die boodskap moeilik is om te sluk nie, Here. Bid ek dat ons u sal nastreef met 'n vuur en 'n passie binne in ons. En dat ons vir niks sal terugstaan nie. Maar Vader, help ons ook om ons harte neer te lê voor u. Om onderdanig te wees aan u en gehoorsaam te wees, veral in 2026 wat nou voor lê. Sodat ons u naam ook kan verheerlik in ons lewe. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Kinders van die Here sê, Amen.